Almagtige en barmhartige God, soos ons pas gesing het, U versterk ons gees. U gee ons waarlik hoop. Wanneer ons by mekaar kom rondom die woord, om dit aan te hoor, deur dit te lees, en die verklaring daarvan te hoor, want so spreek die Here, is ons afhanklik van U, die almagtige God. Ons Here, ons beskermer, die een wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons vra. Waarlik versorgend, waarlik bemoedigend, en waarlik vol hoop. Hier waar ons op die eerste dag van die week saam bid, Here, in die môre, met die gedagte vars van die opstandingsgebeure. Prys ons U naam en vra in afhanklikheid. Laat ons U woord hoor en laat dit by ons deurdring deur die kragtige werk van U Gees in Jesus naam. Amen. Maak die Bybels oop in Matteus 28. In die kort reeks rondom die lyding en opstanding van ons Here Jesus, het ons begin in Matteus hoofstuk 26 en 27. Vandag die laaste gedeelte in 28. Aan die einde van 27 lees ons van die begrafnis, toe dit aand geword het. Die Here Jesus word in die graf geplaas. En dit is belangrik om te sien wie doen dit. Josef van Arimatea se graf word gebruik. Hy saam met 'n ander hanteer Jesus se liggaam. En dan is dit belangrik om te sien in vers 61, Maria Magdalena was daar en die ander Maria, ons gaan weer van hulle hoor vandag. Hulle was daar en hulle verlaat die graf die Vrydag. Die Sabbat is die Here in die graf, en nou is ons op die eerste dag van die week. Matteus 28 vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom, het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het en gaan haastig. Sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode. En gaan voor julle uit na ek gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. En gehardloop om dit aan sy disippels te vertel. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is die eerste dag van die week. Dit is vroeg. Dit is Sondag.
2 vroue loop in die grou lig van die oggend na die graf toe, Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses. Hulle harte is swaar, hulle oë is rooi gehuil. Hierdie was 'n moeilike naweek. Dis Paasfees. Maar waar is die vreugde van die verlossingsfees, van die verlossing uit Egipte? Want hulle Here en leermeester, Jesus van Nasaret, is Vrydag wreedaardig aan 'n Romeinse kruis vermoor. Hulle kom waarskynlik met salf en met speserye om die liggaam te salf, die laaste, bittere eerbetoon aan iemand wat hulle lief gehad het met alles wat in hulle was. Maar wat wag daar op hulle? Skielik skud die aarde, 'n engel van die Here blink soos weerlig, sit op die klip wat voor die graf gerol was, en hier lê die wagte soos dooies. En dan kom die woorde wat die ganse geskiedenis van die mensdom vir altyd sou verander. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan soos hy gesê het. En geliefdes, omdat die koning self sy triomf, met ander woorde sy oorwinning wil aankondig. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan sodat hy persoonlik kon aankondig dat die dood vir altyd oorwin is. Presies soos hy voorspel het. Sodat sy koninkryk tweedens van hierdie oorwinning verder gebou sou word. Deur gewone mense, soos ons, met die krag van sy opstanding. Geliefdes, vandag staan ons nie by die graf nie. Vandag staan ons by die leë graf. Want die koning het opgestaan. Jesus leef. Waarom kondig hy hierdie saak so aan? Hoekom laat hy dit so gebeur? Ons kyk na die eerste saak wat in hierdie gedeelte vir ons duidelik na vore kom, en dit is dat die koning dit so aankondig, soos 'n koning in sy koninkryk dit laat aankondig. Amper met 'n trompetgeskal, amper met 'n groot basuin word die nuus bekend gemaak. Herinner dit ons nie aan die kribgebeure nie? Nie ons gesiens is 'n seun vir ons gebore nie. 'n koning aan ons gegee nie, is Jesaja 9. Nie ongesiens nie. Nie sonder 'n hemelskare nie. Nie sonder 'n groot gejuig nie. Aan herders. Die minste en laagste gesag in die samelewing. Hoor dit eerste. Iets soortgelyk gebeur met die opstanding. En ons sien hierdie opstanding van die Here Jesus het 'n koninklike karakter, soos Matteus dit verduidelik, en dit strook met die res van die benadering van Matteus. Matteus wat praat van die koning en die koninkryk. Matteus wat beskrywe, Jesus is die koning van hierdie koninkryk. Matteus wat wys, hier is die koning gebore. Hier leef die koning. Kyk na sy koninklike karakter. Kyk hoe sterf die koning. Kyk hoe staan die koning op. En kyk wat sê die koning. Sluit die boek mee af. Jy kan dit nie mis nie. Matteus, 'n besondere benadering veral gerig tot die Jode, is baie belangrik om te lees. Ons lees die evangelie beskrywing volgens Matteus en ons sien raak die koninklike karakter van hierdie evangelie, maar met die fokus op die Jode wat moet hoor, hy is julle koning, hy is julle Messias. Hy is ons Messias. Hy is ons gesalfde, dis wat Messias beteken.
Hy is ons Nuwe Testamentiese woord, Christus. Hy is ons gesalfde van die Here. Hy is ons koning. En wanneer die koninklike karakter by hierdie graf afspeel, sien ons raak. Die vroue kom nie in kalmte by die graf nie, die aardbewing is waarneembaar, 'n skok. Hoe dit presies gewerk het, word nie vir ons beskrywe nie. Maar wanneer die koning die aarde laat bewe soos met sy kruis dood, bewe die aarde weer met sy opstandingsopenbaring. Waarom sou die Here aardbewings by hierdie gebeure plaas? Want die God van hemel en aarde is met die skepping ook besig. En die skepping is in vervoering oor wat hier gebeur. Die aarde skud. Die boodskapper wat die goeie nuus moet bring, gaan sit op die rots wat nou weggerol is voor hierdie graf. Die graf is nie meer toe nie, die graf is nou oop. En geliefdes, ons weet engele is magtige wesens wat uit die aangesig van God verskyn en daarom is sy voorkoms blink. Dit herinner ons aan die voorkoms van 'n man wat op die berg geklim het en God se teenwoordigheid was en toe hy daar afkom moes sy aangesig bedek want Moses het so geblink van die teenwoordigheid van God. Die heerlikheid van God is rondom hierdie engel want hy kom met die teenwoordigheid van God. Wanneer die koning verkondig, en dit moet ons hoor, wanneer die koning verkondig, los hy dit vir sy kragtige boodskappers, om dit kragtdadiglik te verkondig. En hier is 'n belangrike boodskap. Want die aardbewing, die graf wat oopgerol word, die klip wat weggerol word, die engel wat daar sit, en dan die boodskap. Moenie vrees nie, want dis maklik om bang te wees as alles rondom jou skud. Dis maklik om bang te wees as die soldate soos dooies hier lê. En ons is 2 vroue. Ons is 2 vroue. Ons het gekom om die gewone grafgebruike toe te pas. En wat kry ons? Dit. Hoe sou dit voel? Tasbaar vreemd. Tasbaar vreemd. En dan moenie vrees nie, die troostwoorde. Want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy weet hoekom julle hiernatoe kom. Julle het homself hier kom sien, begrawe word. Julle het gesien hoe die liggaam toegerol in doeke hier ingedra word. Julle het dit gesien. Julle was hier. Dit staan net in die vorige gedeelte, jy kan dit gaan lees. Julle was daar. Wanneer ek sien iemand sterf by 'n graf, gaan ek nie na die graf toe terug met 'n verwagting van lewe nie. Ek gaan na die graf met 'n verwagting van wie gaan ek kry? Die dooie. En is hier die verwagting wat nou radikaal verander. Moenie vrees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Nou, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Hierdie word troosvol gesê, dat hulle nie bang hoef te wees nie, aangesien hulle nie kwaad aangedoen wil word nie. Hulle hoef nie bang te wees nie, hulle gaan nie leed ervaar nie. Maar hulle word woorde van hoop gegee. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Hy het opgestaan soos hy gesê het. Die vroue is nog steeds in skok, maar kyk na die effek van die oop graf. Die engel sê, kyk, die graf is leeg. Wanneer jy in skok is, wil jy graag iets hê om aan vas te hou. Jy wil graag sien, hoekom hoef ek nie in skok te wees nie? Hoekom hoef ek nie bevrees en beangst te wees nie? Hoekom hoef ek nie benoud te wees nie? Hoekom?
kyk. En hulle kyk na die graf. Die steen is weggerol. Jesus het nie nodig gehad om die graf se steen weg te rol om uit die graf te kom nie. Hoe weet ons dit? Ons lees in Johannes dat Jesus skielik verskyn in die midde van die disippels nadat die deure almal gesluit was en dat Jesus in hulle midde verskyn en nadat hy aan hulle verskyn het weer verdwyn het. Die opgestaane Here Jesus se liggaam is van 'n karakter wat anders is as sy karakter van sy liggaam voor hy gesterf het aan die kruis. Hy kon uit die graf uitkom, maar die graf is oop vir die vroue. Wanneer Petrus en Johannes na die graf toe hardloop, kyk maar na die ander beskrywings van die evangelie, dan sien ons, hulle sien. Kyk na Johannes se beskrywing besonder. Petrus kyk, en hy sê dis so, die graf is leeg. Hy sien die doeke lê. Wanneer Johannes sê hy sien die doeke lê, dan onthou hy, dis waar. Hy het gesê dit gaan gebeur. Die tekens by die graf is die bewys. Hy is nie gesteel nie, want die doeke lê nog daar. Jy steel die man met die doeke. Jy steel nie die doeke, of los die doeke en vat die man sonder die doeke nie. Hy is toegedraai met doeke. En daar die doeke is mooi opgerol, daar geplaas. Hy is nie meer hier nie. Dit is troos. Daardie bewyse dat Jesus nie meer daar is nie, is troos. Dit was nie net 'n troos vir daardie vrou daardie oggend nie, maar dit bly vandag die grootste troos vir elkeen van ons. Die graf is leeg. Die graf is leeg. Denk maar aan die wêreldgodsdienste. Jy kan elkeen noem. Hulle leier is nog in die graf. Die Christendom se leier is nie in die graf nie. Die koning van die Christen is nie in die graf nie. Sy graf is leeg. Glo dit. Dis ons troos. Maar ons weet, wanneer hierdie vroue nou weggaan van die graf af, gaan hulle weg met 'n boodskap wat die engel gee. Gaan en sê vir die disippels wat julle gesien het. Gaan sê vir die disippels wat hier gebeur het. Gaan sê wat julle sien. Dis die getuienis wat ons deur die evangeliebeskrywings kry. Maar hierdie boodskap in Matteus sê in besonder ook, gaan sê vir die disippels dat hulle na Galilea moet gaan. En wanneer hulle na Jesus verlang, wanneer hulle Jesus soek en hom nie hier vind nie, die boodskap kry en gehoorsaam teruggaan, weg van die graf sonder om iets te kon doen, want daar was niks om te doen nie. Dan beweeg hulle haastig. Steeds seker met benoudheid in 'n mate, maar blydskap want hy het opgestaan, maar hulle het hom nog nie gesien nie. En dan vind ons, skielik kom Jesus hulle onverwags skielik tegemoet. Dis in vers 7. Ekskuus. Vers 9. En terwyl hulle op weg was om aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê, wees gegroet. Wees gegroet. Woorde van die Here Jesus self. Wees gegroet. En hierdie onverwagse ontmoeting verander die lewe. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan soos hy gesê het. Gaan en sê vir die disippels, hulle moet vooruit gaan, hy kry hulle in Galilea. En wanneer hy hierdie vroue raakloop, dis Jesus self, en groet, verander alles, en daar word aanbid. Daar word in blydskap van daar af verder gehardloop. Daar word van daar af in blydskap gegaan na die broeders wat wag vir hierdie wonderlike boodskap. Nou is die boodskap uit. Wat sal die volgende fase wees?
Hierdie vrou het die boodskap gaan oordra aan die disippels, en dis waar die tweede deel van hierdie boodskap inkom. Wat maak ons, wanneer klomp kom kyk, die Here Jesus alreeds aan sommige verskyn het, lees ook Lukas se verskynings, lees die verskynings van die Emmausgangers, lees die verskyning van Jesus se disippels die aand, lees die verskyning van Jesus se disippels die week daarna. Waarvoor is die verskynings? Die sin van die verskynings is om nou van hier af aan te beweeg. En dis die volgende saak waarna ons kyk in hierdie gedeelte, is wat wil die Here doen met sy koninkryk en hoe wil hy dit uitbou vanuit die opstanding? En dis waar u en ek vandag nog die opstandingskarakter uitoefen. Want dit wat die karakter van die opstanding is hoop. Dit wat die opstandingskarakter is lewe. Want ons vier elke Sondagmôre, elke eerste dag van die week vier ons die opstandingsfees. Hierdie is die eerste een. En dan volg daar nog 51 vir hierdie jaar. En 52 Sondae het almal dieselfde boodskap. Die graf is leeg. Ons leef vir hom. Dis die boodskap. Dit begin met 'n vergadering. Jesus sê vir sy disippels, eers sê die engel, gaan sê vir die disippels, hulle moet Galilea toe gaan. Dan sê Jesus, gaan sê vir my broeders, hulle moet Galilea toe gaan. Hoekom moet hulle Galilea toe gaan? Want Jesus gaan met hulle praat. Wat gaan hy vir hulle sê? Hy gaan vir hulle sê, hoe werk die koninkryk van God van hier af? Want tot hiertoe is die koninkryk van God opgebou, gevestig met die koning wat kom leef het op aarde, die lewenspad gestap het tot by die kruis en die dood oorwin het. Die sonde eers oorwin het en nou het hy sy koninkryk verder uitgebou en hy gee vir ons die volgende standpunt. Die sonde is nie net oorwin nie, maar die dood is ook nou oorwin. En nou begin die triomftog van ons Here Jesus Christus in die koninkryksgedagte gaan vorentoe. Wat gaan nou gebeur met hierdie wêreld en die boosheid in hierdie wêreld? God se koninkryk gaan uit vanuit die oop graf. Hulle moet hom in Galilea kry. Nêrens staan vir ons geskrywe presies waar is hierdie plek waar hulle moet ontmoet nie. Geleerdes beweer, dis die berg Tabor waar dit gebeur. Vir ons ontalwe maak dit nie saak waar hulle ontmoet het nie. Maar ons lees hulle het ontmoet. Die plek waar Jesus die afspraak reël, is waarskynlik 'n plek waar hulle al was om belangrike dinge te reël. Maar Jesus kom bekragtig sy laaste besoek by hierdie plek of die tyd wat hy dit gekies het, dat hulle 'n laaste standaard reëling moet tref. Kyk saam met my in die teks, wat ons net bietjie verder in die teks van Matteus 28 sien ons vanaf vers 16 tot 20 wat Jesus verskyn in Galilea en die eerste vers sê in vers 16 en die 11 disippels het na Galilea gegaan na die berg waar Jesus hulle bestel het. Hulle gaan van hier af na die berg, tydraamwerk word nie vir ons gegee nie. Maar hulle gaan na Galilea toe, na die berg wat hy bestel het. Hulle weet waar dit is, ons weet nie, hy weet. Wat gaan hierdie ontmoeting veroorsaak? Die doel van hierdie afspraak is om die koninkryk van God uit te bou en Jesus, die opgestane Here, gee self die inhoud van hierdie koninkryk van hom. Die aanvanklike woorde vestig die aandag op die karakter van sy koningskap. Hy sê dit wanneer hy sy krag beklemtoon. Hy is die een aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. Hy is die een, met ander woorde, Christus is die een. Hy is die koning van konings. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Geliefdes, dis wie God werklik is. Almagtig. En wanneer die koninkryk van God in Christus Jesus met 'n oop graf vooruitgedruk word en gestuur word na 'n bepaalde eindpunt,
En ons weet nou al wat die eindpunt is. Dis die wederkoms. En die volëinding. Die woordjie volëinding word juis hier genoem, dat u en ek kan weet, die volëinding is die laaste. Hy is die Messias, die een met al die mag. Die een waarvan gesê is, maar ons wag eintlik vir 'n ander Messias. Nee, ons wag nie vir 'n ander Messias nie. Die Messias is hier. Hy is die een met al die mag. Hy kom wys, mag oor die sonde, mag oor die dood, en nou die krag van sy koninkryk. Hy gee aan die disippels hierdie saak as opdrag, en hy sê, so gaan ons nou van hier af die koninkryk uitbou. Die opstandingsevangelie begin met, hoe het ons gekom by die punt, en hoe gaan ons verder? Die opstandingsevangelie klink so. Israel is begenadig deur die Seun van God. En nou word die res van die wêreld begenadig deur die Seun van God. Want hy, en dis wat Johannes 3 vers 16 sê, die wêreld so lief gehad het hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoor mooi die koninkryksgedagte. Elkeen wat in hom glo, die koning, kan glo dat op grond van die koning se versoeningswerk en reddingswerk, die wêreld in hierdie koning alleen hoop het, tot in ewigheid. Elkeen wat in hom glo, hy gee vir ons die weg, geloof, hy gee vir ons die rede, Christus, hy gee vir ons die manier, hier gee hy vir ons die manier, disippelskap. Deur geloof in Christus, word ons deel van 'n karakter van die kerk. Gaan dan heen, met ander woorde, nou gaan julle uit. Maak disippels van al die nasies, eerste saak. Gaan uit, maak disippels. 'n Disipel is 'n volgeling. Julle volg my, gaan sê ander om my te volg. Volg my, sê 'n ander om te volg. Volg my, ek volg hom, en hy volg Christus. Ons volg almal die een, wat alle mag in die hemel en op aarde het. Die koninkryk van Christus groei disipel vir disipel, van plek tot plek. Oor hierdie ganse aarde is die disipelskaps karakter van Christus se koninkryk die sleutel tot evangelie en die hoop vir hierdie wêreld. Gaan dan heen, maak disipels van al die nasies. Tweedens, gaan maak, wanneer jy disipels gemaak het, doop hulle in die naam van God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Laat die naam van God oor hulle wees, Vader, Seun en Heilige Gees. En laat hierdie naam op hulle rus, want hulle behoort aan die Koning van Konings. Dit is kragtig. Wanneer die Koning van Konings sy naam oor jou uitroep en jou begenadig, is jou graf ook oop. Jesus sê woord in Johannes 11, hy wat in my sterf sal nooit in ewigheid sterf nie. Hy wat in my sterf sal in ewigheid nooit sterf nie. Wanneer die kerk van Jesus Christus die dood vanuit die doop, wat natuurlik die gesalfdheid van Christus is, wat natuurlik hierdie groot betekenis is, dat jy behoort aan die Here. Simbolies behoort ek aan die Here. En wanneer aan die Here behoort jou redding is dit vas. Die kerk word getroos met hierdie woorde. Gaan dan heen na al die nasies. Met ander woorde, elke taal, volk en nasie sal hoor. Tot geloof sal hulle kom, disipels sal hulle word in Jesus Christus. Die doop sal hulle ontvang omdat die naam van God oor hulle uitgeroep word. Dit is 'n stuk van sy genade. En dan gaan hulle verder deur nie net te stop by 'n doophandeling, 'n simboliese teken van God se teenwoordigheid nie, maar God se woord
word 'n Immanuel in hulle teenwoordigheid. Wanneer God se woord God met ons word en sy woord nooit sal stil word nie in onderrig, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dan kry ons die grootste karakter van opstanding. Wanneer God se graf, Jesus se graf, oop is, die dood hou hom nie vas nie. En die dood hou sy kinders ook nie vas nie. En sy evangelie, die blye boodskap word verkondig aan die ganse wêreld, kan niemand dit keer nie. Want al die mag is aan die Here gegee in die hemel en op die aarde. En wanneer hy sy kerk leer en onderrig, hou hy sy woord in ons midde as 'n troos, as 'n hoop en 'n vastigheid vir elkeen. En hier is die uitvoering van God se koninkryksplan. Pinksterdag gebeur. En hierdie plan word in 'n ontploffingsreaksie in Jerusalem voltrek. Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Bewyse is die briewe van die Nuwe Testament. Bewyse is die groeiende kerk steeds ten tye van vervolging in die huidige wêreld. Bewyse is steeds dat hierdie koninkryk onkeerbaar is, want die koning regeer. Ons kyk na die opstanding anders. En ons kyk na die opstanding vars. Want ons weet, in die opstanding, en dis hoekom die kerk 'n ritme het van elke eerste dag van die week. En die eerste Joodse kerk het dit genoem die dag van die Here. Jy sal dit raak lees in Openbaring. Die dag van die Here. Dis die Here se dag. Dis die Here se dag. Dis die dag van die Here. Dis hoekom ons so bly is oor hierdie dag. Want die graf is leeg. Geliefdes, ons sien in somberheid op pad na die graf. Maar die somberheid verander vinnig, want iets groots gebeur. Want God vul hierdie atmosfeer van 'n leë graf wat nie gekenmerk kan word aan hartseer nie, maar aan blydskap. Die vreugde van die Here se opstanding. Die dramatiese gebeure van hierdie dag sal nooit vergeet kan word en die wêreld word selfs nou nog daaraan herinner. Ons dra steeds die boodskap hiervan uit. Ons is die boodskappers. Ons evangelie is, hy het opgestaan. Dis hoekom ons vandag hier is. Die graf is leeg. Gaan vertel dit met vuur in jou stem. Gaan leef dit met nuwe lewe in jou hart. Gaan glo dit met elke asemteug wat jy neem. Hy het waarlik opgestaan. En omdat hy leef, leef ons ook. Vandag en môre en tot in ewigheid. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, wat 'n voorreg, Here, om hierdie wonderlike dag te kan beleef. Wat 'n vreugde, Here, om in hierdie blydskap saam met hierdie vroue, saam met die disippels, ook in aanbidding voor die koning van konings neer te buig. Soveel geleenthede is verkondig. Hy sal opstaan. En hy het. Soveel sou aanhoor, hy het. En sommige sou nog nie glo nie. Dankie, Here, dat ons vandag in geloof bymekaar is. Met die wete dat die graf is leeg en ons leef vanuit sy genade. Dankie dat ons U kan ken as die God wat alles moontlik maak. Dankie, Here, dat ons weet, ons leef vanuit die hoop van hierdie opstanding,
Dankie dat U al die mag in die hemel en op aarde het. En dat U steeds U kerk beskerm en bewaar. Laat ons dit ook so uitleef vanuit U grootheid. En laat elkeen besef, ons kan waarlik bly wees. Ons kan waarlik bly wees. Dankie Here vir wat U vir ons doen. Laat U wil geskied, laat U koninkryk in ons midde kom, en laat ons weet, U genade is vir ons genoeg. In Jesus Christus naam alleen. Amen.